Goeiedag. Die eerste kerkbode vir 2012 is gedruk en is op straat. Hy is propvol aktuele sake wat so oor die vakansie aangekom het en wat baie belangrik is vir ons kerklesers om te weet. Ons begin met 'n hoofberig oor die gereformeerde kerke van SA se synode, se pas afgelope synode. Heelwat belangrike besluite geneem, onder andere dat hulle 'n omkeerstrategie beplan vir hulle kerk. Maar dan iets wat belangrik is vir die NG Kerkleser en dit is dat die GKSA besluit het om nie enige verdere samewerking met die NG Kerk te soek nie. Hulle wou nie 'n memorandum van samewerking aanvaar nie. Daar is geen redes vir die besluit genotuleer nie. Ook ons hoofartikel handel hieroor. Dan is daar 'n artikel oor Jacques Gambold. Hy is een van die belangrike akteurs in reekse soos Sang vir Katrein en ook Getroud met Rugby. Jacques het betrokke geraak by Solidariteit se skooltassie projek. Dit is 'n projek wat kinders wat min het of selfs niks het, help wanneer hulle vir die eerste keer skool toe gaan. Hulle kry 'n skooltassie met die belangrikste benodighede daarin en Jacques gaan na hierdie skole en deel die tassies uit en leer ook kinders om boelies te weerstaan. En soos hy sê, hy leer hulle om Jesus saam met hulle in hulle skooltassie te dra. Dan is daar 'n artikel waar ons verskillende mense gevra het wat hulle droom vir die kerk in 2012. Ons het oud en jonk gevra, jong afgestudeerde teologiese studente van die Vrystaat, van Pretoria. Ons het die dame wat laas jaar die kanseliersmedalje op Stellenbosch gewen het, ook 'n teologiese student, gevra wat is haar mening. En dan die moderator, Nelis Niemand, mense soos Gerrit Brandt, Adrio Koenig, ensovoorts. 'n Baie interessante artikel wat vir mense 'n blik gee op hoe mense dink oor die kerk vir 2012. Dan teen die einde van laas jaar, nadat kerkbode, die laaste kerkbode van die jaar reeds drukkers toe is, het 'n belangrike storie gebreek toe die kuratorium van Stellenbosch aangekondig het dat hulle nie die aansoek van 'n gay student kan goedkeur om gelegitimeer te word nie. Lulani Vermeulen het ook kaarte gespeel met die kuratorium en vir hulle gesê dat sy nie die eis van die synode dat sy celibaat moet leef aan kan voldoen nie. En daarom was die kuratorium genoodsaak om haar nie te legitimeer nie. Dit is wyd in die media gerapporteer en daar's baie daaroor gepraat van verskillende kante. Kerkbode gee 3 mense kans om hulle sê te sê. Een van die dosente by Stellenbosch se teologiese fakulteit, Louis Jonker, van die dosenteraad, Koenie Burger, Dr. Koenie Burger, wat toe die voorsitter van die kuratorium was, en dan Lulani self. Elkeen van hulle sê hoe hulle hierdie proses ervaar het en hoe hulle dink oor die pad vorentoe. Ek dink dit is 'n weldeurdagte gesprek met verskillende kante van die saak en 'n mens kan ook uit Lulani se stuk en hoe sy oor haarself dink, hoe sy oor haar roeping dink, baie leer. Dan is daar 'n gesprek, die 10 gevra, ons gewone 10 vrae aan iemand op ons mediablad. Dis hierdie keer Dr. Pieter Fourie, uitvoerende hoof van Bybel Media. Daar word onder meer vir hom gevra wat die uitdagings vir Bybel Media in 2012 is en wat die belangrikste sake is waarmee Bybel Media vir hom besig hou. Interessante gesprek wat 'n goeie blik gee op Bybel Media se werk. Dit dan in 'n neutedop, die inhoud van Kerkbode 20 Januarie. Kry dit gerus by jou gemeente en as jou gemeente dit nie bestel nie, bel vir John Heeman by 021 864 8252, 021 864 8252 en teken in sodat jy hom elke tweede week in jou posbus kan kry. Mooi loop.